Blik op die Here. Goeiedag. Goeiedag kom van mag God in jou dag wees. Good morning. God in the morning, God in the afternoon and God in the evening. Ek verkies om sommer dit als in te sluit en te sê, goeiedag, die bedoeling mag u God belevenis in hierdie dag beleef. Kom ons lees Johannes 4 vers 31 en tot 35. Intussen het sy disippels by hom aangeding en gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waar julle nie van weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom ete gebring? Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en my sy werk te volbring. Sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op, aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes, nie nog 4 maande nie. Die disippels was winkel toe op 'n koskoop-ekspedisie. Jesus is besig om 'n hele dorp se aandag te kry deur 'n vrou wat by 'n put buite 'n dorp wil water kom haal. Water kom skep het met Jesus se behoefte ook van dors. Begin die gesprek. Met die disippels se terugkoms van waar hulle hom gelos het laas. En hulle vra nie, waarmee is jy besig nie? Om nie uit oor wat nou vandag hierdie oomblik besig is om te gebeur nie. Hulle kom in Christus se moment in, maar raak nie bewus of teenwoordig afwesig. Hulle dring aan by hom. Dis etenstyd. Hulle bly in hulle groef en in hulle tyd. Ja, ek weet alles hoef nie vandag te gebeur nie. Die Here het sy tyd. Die skrif sê daar is 'n tyd vir alles. Dit is hier waar ons bewus moet word en bewus raak van die nou-tyd. Nie noodwendig een dag nie, maar ook 'n seisoen, 'n fase. Ons skuld onsself 'n goeie assessering oor waar ek is en waar my mense is. Wat is ons waarneming? Kom ons raak agter dat ons vandag ons verhoudings verwaarloos. Ons is nie nou besig vandag om getroud te wees nie. Is ons al jare besig om te skei, omdat ons nie in die hede die nou teenwoordig is nie? My seentjie en my dogtertjie is nou al op 'n hormonale ontwaker stadium en ons mis dit. Is daar iets wat nou gedoen en beleef moet word? As ons nie bewus word van hoe belangrik die nou is nie, dan spoel dit uit op baie ongesonde uitkomste soos gewigstoename, rebellie, uitbranding, selfs bankrotskap. Ons hang verveeld rond en is net in die pad van ander. Dit alles omdat ons nie met ons hele hart in die moment is nie. Ons is omring met oorvloed, mooi dinge, goedheid en geleenthede. Tog kan ons afwesig wees. Nou terug by Jesus en die vrou by die put. Jesus se reaksie op die disippels se aandring op middagete, sê dit in Johannes 4:35. Julle sê nog 4 maande, daar moet nog 'n proses wees. Maar ek sê, dis al ryp, dis al gereed, dis gedoen. Ons dink enige ding kan later gebeur. Ons moet snap dat dinge besig was om te gebeur en die tyd ryp is. Die goeie word ryp en gereed om benut te word, so ook die slegte wat ryp word en aangespreek moet word. Hebreërs sê dat ons moet waak dat 'n wortel van bitterheid nie uiteindelik opspring en opskiet en almal besoedel nie, omdat ons daarvoor tyd gegee het. Ons afwesige teenwoordigheid kan vernietigend wees en omsit in bitterheid, verwyd, woede en selfs vergelding. Dit sê in Efesië dat ons moenie laat die son ondergaan oor hierdie vernietigende dae wat ons leef en die gebeurtenisse en woede in ons dae nie. Handel nou daarmee voor die son ondergaan vandag, nou. Dit is hierdie oorrol na 'n volgende dag wat soveel smarte, mislukkings en skade veroorsaak. Ons kan selfs nie 'n krisis of konfrontasie oomblik mors deur dit te ignoreer, afwesig te wees en dan dink alles sal maar net regkom met tyd nie. Ja, tyd help soms, maar kan nie alles wees sonder jou oplettende blik, kyk en bewuste teenwoordigheid nie. Moet ons wat kosbaar is eers verloor voordat ons dit waardeer?
Dit vra nie diep teologie, inligting of kennis nie. Nee, Romeine 10:8 sê, in jou mond en in jou hart lê die woord. Laat jou hart jou bewus maak. Voor jy daar kom, is God alreeds daar. Of dit nou die bordeel, die kroeg of die kerk is, hy is eweveel daar. Dit is vir ons moeilik om daar van die Here bewus te raak. Die aarde is vol van sy heerlikheid, dit kan ons dalk help om nou 'n keuse te maak. Iemand het gesê, gebed maak nie God teenwoordig nie, dit maak jou teenwoordig. Hebreërs 4:7, hy sê, bepaal God weer 'n sekere dag, naamlik vandag. Vandag as jy sy stem hoor, verraad jy hart nie. Wanneer jy hoor dag, daai hoordag, die dag verdwyn nie. Ons ontwaak, wanneer die geleentheid om voordoen, die uitnodiging hoor, die hallo of die help my, die sien my, die herken my, die gee my, die waardeer my. Hier is ek. Daardie dag, die dag van bewustheid, aandag en teenwoordigheid. Hebreërs 4 noem dit 'n moment, hy noem dit 'n sabbatsrus. Nee, nie 'n Sondag nie. Hierdie is 'n toestand, 'n ontspanning terwyl ek werk. Hy sê, beywer jou om ja te sê vir so ingaan en teenwoordigheid, waar ek bewus word van sy teenwoordigheid en ek hom en myself laat weet. Ek weet en is bewus hier en nou vandag. Ons lees in Jesaja hoofstuk 5 en 6, hoe Jesaja kla en beklei dat die aarde is 'n slegte, wrede en 'n selfsugtige plek. Hy sien God op die troon en tot sy verbasing hoor hy die engele verklaar dat die aarde vol van die heerlikheid van God is. Jesaja gryp die oomblik en bely dat hy dit gemis het en verkeerd gepraat het. God gee engel die opdrag om Jesaja se lippe aan te raak. Kom ons praat reg, beleef en doen tydig die waarheid en wat reg is. Ons sluit af met ons Openbaring gedeelte, die Openbaring 1 wat klem lê op ons gedagtes. Hoor dit? Hy het ons losgemaak van ons sonde. Ons is priesters en konings vir die Here. Ons behoort aan hom. Priesters om te dien en te werk met hoe ons dinge vind en konings om te heers, omdat hy ons liefhet. En waar ek ook al waar ons onsself bevind, nie staande ons toestand en omstandighede, die Here is reeds daar. As ons opdag, gebeur daar iets, want hy is daar. Kom ons bid. Vader, ons is diep onder die indruk dat al wat ons regtig het, is nou. Help ons, Heilige Gees, om die klop in ons hart se deur te hoor, die geleentheid te hoor, die uitnodiging te hoor, en 'n ontvanklike hart sal kweek om u teenwoordigheid te eer in aanbidding, en in die Sabbat lewe in te gaan, waar ons bewus sal bly van u teenwoordigheid. Amen.